as iemand nou rekenaarwetenskap op universiteit swat, wat se raad sal jy vir hulle gee? Oefen. Programmeer. Ja, die al manier hoe jy daai gaan leer is om te sukkel en te leer. En hoekom is Rust jou gunsteling? Ja, hy is net baie lekker. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slim voorstel. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom dames, here en Haridas by die eerste potgooi van Weet jy van wetenskap, waar ons met mense in biologie, skynhart, rekenaars, wat ons vandag het, gaan gesels oor allerhande soorte interessante goed. Ek is julle aanbieder Anien van die Kerk en hier is 'n bietjie agtergrond van my. Ek het my BSc graad by die Universiteit van die Vrystaat voltooi in 2021, my honeursgraad in gedragsgenetika voltooi ook by die Universiteit van die Vrystaat in 2022 en ek het my nagraadse onderwysdiploma by die Hoorinstelling Akademia in 2024 voltooi. Nou vandag wil ek julle voorstel my spesiale gas, Stiaan Kleinhans. Stiaan, kan jy asseblief vir ons 'n bietjie oor jouself vertel? Hallo, ek is Stiaan. Ek het so 'n paar jaar terug het ek my honeurs in rekenaarwetenskap en inligtingstelsels gekry by die Beter Universiteit, naamlik die Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Okay, nou Stiaan, ek begin altyd vir mense te vra, jy weet, ek het baie blonde oomblikke in my lewe. Jy kan dit seker raai. So kom ons begin my iets wat ek noem my premium blond oomblik van die episode. So as iemand wat nou niks weet nie na jou toe kom en vir jou vra, wat is rekenaarwetenskap? Hoe sal jy hulle antwoord? Wel, dit is 'n soort van 'n misleidende naam, want tegnies gaan dit nie so baie oor rekenaars nie. Dit speel maar net 'n rol. 'n Rekenaar is die tool wat ons gebruik vir die veld. Maar rekenaarwetenskap gaan hoofsaaklik oor berekeninge, algoritmes en dit bestaan uit 'n hele klomp verskillende velde, soos byvoorbeeld inligtingsekuriteit, as ook kunsmatige intelligensie en ook programmering wat 'n baie bekende een is en ja, daar's vele meer ook nog. Ek hoor hulle praat oor tale, maar dis nou nie soos Afrikaans of Sotho of die tale wat ons praat nie. Wat sal jy sê is die maklikste taal wat mense kan leer as hulle nou begin met hierdie? So, daar is 'n verskeidenheid van opsies wat jy vir kan gaan. Die goue een wat meeste universiteite vergaan is 'n taal met die naam Python. Dit is baie beginnervriendelik. Dit is baie lekker taal om ook te leer en die een ding wat hom ook so goed maak is hy is baie populêr. Hoofsaaklik want hy is baie sterk in kunsmatige intelligensie. En dit is een van die tale wat die mees gevorderd is in daai veld. So baie mense wat in dit belangstel, sal ek sterk aanbeveel om dit te leer. En dis baie maklik want dis die naam van 'n slang, Python. Ja. Ja, okay, nou wat is die beroemdste in die programmeringswêreld? As jy nou iemand is wat dit goed ken, wat is vir hulle die beroemdste, die populairste een? So met tale is dit 'n geval van, jy leer wat jy moet doen. Elkeen het sterkpunte en swakpunte, maar op die oomblik die mees populairste tale wat daar is Java, wat snaaks genoeg Minecraft was in dit geskryf. En dan het jy JavaScript, dis meestal al die websites wat jy sien, was in dit geskryf, spesifiek die deel wat die gebruiker sien. En dan 'n ander baie bekende een is C en C++, is basies dieselfde taal. Dan C# is ook half 'n kind van daai twee. En dan het jy Python wat ook baie populêr is. En dan het jy Rust wat my persoonlike gunsteling een is. En hoekom is Rust jou gunsteling? Ja, hy is net baie lekker. Is hy net lekker? Hy is nie noodwendig maklik nie. Hy word gesien as 'n baie moeilike taal om te leer, want hy het baie interessante eienskappe. Maar hy is baie lekker in die sin van, as jy dit reg kry, dan is dit redelik eenvoudig. Die ding wat hom so sterk maak is jy die ding wat hulle noem memory management. So memory management is basies hoe jy jou RAM in jou rekenaar moet jy hanteer. Nou baie tale soos JavaScript byvoorbeeld en Python doen daai vir jou. Jy hoef nie oor dit te bekommer nie. Dan die ouer tale soos C en C++ moet jy oor dit bekommer. Nou Rust was slim en het besluit, wel ons gaan dit so 'n manier maak dat ons gaan jou forceer om te programmeer in 'n manier dat jy nie noodwendig so baie oor dit hoef te worry nie.
maar jy gaan nog steeds bewus daarvan wees. En jy moet seker maak dat jy dit nog steeds doen en dit maak dat jou programme vreeslik vinnig is in vergelyking met ander tale. Dit is baie interessant. Nou as jy na die toekoms kyk, watse taal sal jy sê moet mense leer om in die toekoms nou te vorder? So, dis 'n moeilike vraag om te antwoord want dis meer 'n geval van jy leer wat jy moet en elke ding het mos sy voordele. So jy kry mense wat byvoorbeeld in my geval, ek moes hierdie jaar 3 verskillende nuwe tale geleer het. Ja. Watse tale was dit? Dit was Visual Basic Advanced wat basies is, jy gebruik dit vir macros te skryf in Excel en al Microsoft se produkte soos Word en al daai goed. En dan die ander een was Rust self, ek het dit laas jaar eers begin leer. En dan die ander een was C# wat ek al oor moes geleer het want ek het heeltemal vergeet om te gebruik. Ja, ek kom wel gereeld nuwe tale uit. Daar kom gereeld uit, dis meer 'n kwessie van word hulle populêr en gebruik mense hulle. Soos byvoorbeeld Rust is 'n redelike jongerige taal in vergelyking met die ander tale. Dit is nogals. So wat ek ook al gewonder het is die cloud. As ek aan cloud dink, dan dink ek aan 'n wolk wat in die lug is. Maar wat is dit nou eintlik? So die cloud is maar net 'n term, maar eintlik dis nie 'n wolk nie. Die cloud is basies jy gebruik iemand anders se infrastruktuur. So gewoonlik wat gebeur het is jy het hierdie groot maatskappye wat hierdie vreeslike sterk rekenaars het. Hulle word in Engels 'n server genoem of 'n bediener in Afrikaans as jy nou 'n purist is. En dan basies het hulle sagteware en allerlei toerusting daarop en dan huur jy dit om hulle toerusting te kan gebruik. So byvoorbeeld iCloud wat baie mense gebruik wat Apple devices gebruik. Is basies hulle stoor hulle foto's daar. So basies wat hulle doen is net hulle gebruik die harde skyf wat Apple het in hulle groot server iewers en stoor hulle goed daar. Ja. Okay, en die open source. Ek hoor mense praat ook vreeslik baie oor die open source. So open source is iets wat ek baie verlief is. So jy kry 2 tipe vorms van sagteware, open source en betaalde goed. Nou open source is heeltemal verniet en word deur die gemeenskap gebou. Rust is 'n open source projek. Jy kry ook operating systems wat heeltemal verniet is en deur die gemeenskap gebou word. En jy kry ook verskeie produkte ook wat net open source is. So open source beteken basies verniet en die gemeenskap gebruik dit. Jy kry byvoorbeeld hulle noem dit LibreOffice, dis 'n heeltemal 'n open source weergawe van Microsoft Office. Waar jy nie 'n sent betaal nie en jy het Word, Excel, selfs PowerPoint en al daai tipe goed. Yes. Nou ook wat ek ook al gewonder het oor is ons almal gebruik Windows 11, maar is daar ander opsies? Daar's baie. Is daar? En dit is 'n groot passie. Baie min mense is nie so lief vir Windows 11 nie en Windows is nogals lief om jou van hulle produkte af te forceer en baie mense is bietjie gatvol van al die AI slop wat hulle nou in Windows 11 ingooi en jou forceer om te gebruik. Waar alternatiewe is, soos ek mos voorgestel het, die open source operating systems. So jy het die hele Linux weergawe. Dit is my persoonlike gunsteling een ook. Maar Linux is tegnies nie 'n operating system, dis 'n kernel, maar dis nou 'n baie diep onderwerp oor bedryfstelsels of operating systems. Maar jy kry byvoorbeeld verskillende distributions van Linux. So jy het Linux Mint, wat die een is wat ek persoonlik gebruik. Jy het dan Kubuntu, wat bekend is Ubuntu. Ubuntu is ook die bekendste een uit die hele lot. En dan het jy Kali, wat as jy baie van sekuriteit hou, dan kan jy hom gebruik, of Parrot OS, wat ook baie vir sekuriteit en hacking gemaak is daai twee. En ja, die lekker ding van Linux is ook is dit as jy hom opboot is hy baie vinniger as 'n Windows want hy het baie minder spyware in hom in. Of telemetrie is die mooi woord wat hulle dit noem. So daar is baie alternatiewe. Jy het ook macOS wat Apple gebruik het en as ek reg want daar kan verkeerd wees met die, maar ek is redelik seker hulle is baie dieselfde as Linux ook. Dit is gebaseer op dit. Nou, yes, dit is sulke interessante veld, nou, waarin jy nou is. Nou, my vraag vir jou is, sê net maar 'n hoërskoolkind kyk hierdie, nou en hulle sê, maar ek wil eendag in rekenaarwetenskap ingaan. Eerste van alles, watse vakke sal jy voorstel hulle moet vat? So die groot een is een wat meeste mense nie dalk van hou nie, en dit is wiskunde, want rekenaarwetenskap was 'n skool van wiskunde en toe breek dit af in sy eie dinge. Dit gaan jou net help, veral algebra spesifiek, want jy gaan die konsep van x is gelyk aan aanbieding baie gebruik in jou programmering. So ek sal sê wiskunde is die groot een, en dis eintlik al een wat jy kon, as jy IT kan vat, gaan vir dit gaan jou baie help. Jy kan CAT dalk oorweeg, jy gaan 'n bietjie HTML leer daarin, maar
Ek kan nou in diepte gaan oor hoekom HTML nie 'n taal is nie, maar dis 'n deel van dit jy sê. Okay, ek kan vir jou oppervlak vir ons 'n bietjie vertel hoe jy so voel. So HTML is 'n markup language, is basies net om te beskryf hoe iets lyk. Verder doen dit nie veel nie. Hy kan basiese if statements en gebruik, maar hy is soos 'n programmeringstaal waar jy 'n volle program op sy eie kan skryf wat al daai goed kan doen nie. So dis maar meer net hy's beperk. En as iemand nou rekenaarwetenskap op universiteit swat, watse raad sal jy vir hulle gee? Oefen. Programmeer. Ja, die al manier hoe jy daai gaan leer is om te sukkel en te leer. En te programmeer. Dit is maar hoe die lewe werk met alles. Ja. So, laaste vraag, wat behels die meeste van die werk wat jy doen? Wat doen jy die meeste van als? Op die oomblik doen ek meestal net programmering, maar soos ek sê, die veld is redelik wyd. So byvoorbeeld deel van my goed wat ek ook doen is ek help met ons databases om dit bietjie te onder te hou en aan dit te werk. Ons is 'n redelike klein span, so ons doen eintlik maar alles. Yes, ek dink nie ons sou enigiets by enige universiteit of enigiets sonder julle reg gekry het nie, want ons is nou op die oomblik baie soos afhanklik van rekenaars en goeders. Ja, ongelukkig is dit maar die geval. Maar dit is 'n handige tool wat jou kan help. Dan af net hoe jy hom gebruik. Het jy 'n boodskap vir die mense wat jou inroep of mense wat in IT werk inroep en vir hulle sê asseblief maak my rekenaar reg wanneer hulle vergeet het om die rekenaar net in te plug? Het jy My advies vir hulle is meeste van die tyd kan jy dit self oplos. Maak net seker die dings ingeplak of sit hom net aan en af en dan gewoonlik werk dit. Maar jy verskaf vir mense werk, so dit is dalk goed. Ons soek nie daai tipe werk nie. Okay, julle het dit die eerste gehoor. As julle dit self kan doen, probeer dit self uitsorteer. Nou, baie dankie Stian. Nou, ek het vir elke segment wat ek met al my gaste doen iets. So julle mag net luister, julle mag nie veroordeel nie. So ek vra altyd vir almal om vir my tannies van Facebook, want ek weet daar's baie tannies van Facebook wat lewe hiervoor om net conspiracy theories te deel met die gemeenskap. Nou ek gee vir Stian vandag die geleentheid om sy eie conspiracy theory met ons te deel. So hier agter, het ons 'n wiki. Ons noem dit ons ruimtewese Tinhoed. So terwyl Stian die hoed aan het, mag julle luister, maar julle mag nie veroordeel nie. So Stian, enige conspiracy theory in die wêreld wat jy met ons wil deel? Ek moet nou dink. Stian, dink jy kunsmatige intelligensie gaan die wêreld oorneem? Nee, en dankie dat jy my nou opgestart het. AI is die domste ding ooit. Spesifiek die goed soos ChatGPT, Gork, die een wat Google het, Gemini, en al daai goed. Dis net 'n glorified search engine. Soos Google, behalwe hy gee vir jou 'n mooi boodskap. Hy gee net vir jou antwoorde met baie selfvertroue, so hy klink reg, maar om die helfte van die tyd sy verkeerd. Jy kan hom baie de mekaar maak deur om net vir hom te vra, is jy seker? Onthou altyd ons gaste se sienings is nie die sienings van WT van wetenskap nie. Almal is geregtig op hulle eie opinie. So baie dankie vir jou tyd, Stian. Nou gaan ons oorskakel na Carla en haar segment oor die huisvlieg. Baie dankie, Carla. Hallo, ek is Carla Creer. Ek het sielkunde geswat by die Universiteit van die Vrystaat, daai een wat net so bo potjies. Moenie vir Stian sê nie, hy weet nie. Ja, hier's 'n ding wat hier rondvlieg, ek weet nie. Hi Carla. Hi, hoe gaan dit? Goed. Ek het nou net sopas 'n onderhoud met Stian gehad. Wat is dit? Ja. Wat sê Stian als? Wel, hy het 'n oorlog verklaar teen kunsmatige intelligensie, so ek weet nie wie daar gaan wen nie, maar hy het ook vir my Python voorgestel. Is dit nie juist Python waarmee jy nou werk nie? Dit is juist dit, ja. Yes, Nie dat ek regtig weet wat aangaan nie, maar Ja, maar hopelik sal ons nou by Stian al die inligting wat ons moet kry kan kry. ja. Ja, jy lyk geïrriteerd. Wat gaan aan? Ag, daar's 'n lastige huisvlieg wat hier rond vlieg die hele tyd. Ek sien hom. Nee, die goed is irriterend. Veral hierdie tyd van die jaar kom hulle oral voor. Ja, behalwe Antarktika. Ernstig? Ja, hulle kom nie in Antarktika voor nie, maar hulle kom oral anders waar mense is voor. Dink jy ons moet Antarktika toe trek? Nee, jy kan skaars 'n winter in Bloemfontein hanteer. Hoe gaan jy Antarktika toe gaan? Dis seker baie waar.
Ek het ook gelees, hulle lê tussen 600 en 1000 eiers in hulle leeftyd. Dit is 1000 te veel vir my. Yes, en in baie goeie omstandighede kan hulle 100 op 'n slag lê. Ernstig. Ja, ek dink dit moet baie goeie omstandighede dan in Australië wees. 'n volledige lewensiklus van huisvlieg, né? Van eier tot volwassene, dit is omtrent so tussen 6 en 10 dae. Ja, dis eintlik kort. So hulle raak vinnig tieners. Shame vir hulle mammas. Ja, en want dit maak dit moontlik dat hulle verskeie geslagte binne een seisoen kan. Ja. En jy weet daar was hierdie ou William Blake, hy het 'n gedig geskryf of was dit 'n boek, The Fly gewees? Ernstig. Ja, wie sal nou wil skryf oor vliee? Hulle is so boring. Ja, plus het jy geweet, né? Hulle versprei siektes soos E. coli en Salmonella. Word deur hulle versprei. Ja. Nee, dis ook nie so goed is vir ons om te veel van hulle te hê nie. Maar hulle speel 'n baie belangrike rol in die ekosisteem want hulle breek organiese materiaal af. O, yes. Ja, so eintlik is hy nie so bad nie. Nee, eintlik Hy is nie nie. te sleg nie. Bennu! Hier daai ding. Geen vlee word seer gemaak in die proses van die vervaardiging van weet jy van wetenskap nie. Bennu stel nie so Bennu stel nie. Weet jy van wetenskap word uitgesaai elke Vrydag. So ons sien uit om julle volgende week te sien vir die volgende episode.